ons word so oombliekie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring. Ons noem dit die votum. Dis 'n wens, dis 'n versigtiging, 'n gelofte, 'n gebed. En ons verwoord daarmee die hartsrede vir ons saamwees so by mekaar vanoggend. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 103, vers 1 tot 3. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my van al my sonde vergewe. En daarin ons saamwees, die rede vir ons saamwees, dat ons weet, die Here die Almagtige, ons God en Vader, is die een wat al ons sonde vergewe. En wanneer ons met daardie versigtiging voor hom rustig word, mag ons hoor, as hy ons groet en seën met hierdie woorde, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. In ons gesprek met die Here, mag ons dan nou antwoord op sy seën, deur saam te sing van die 2 en 4, Here, ons sal U loof, vers 1, 2, 3, en daarna kan U die plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Hierdie weldaad van God waardeur hy ons verlos, het hom sy lewe gekos. Christus het gekom en gesterf, sodat ek en jy herstel in ons verhouding met God, geborge in 'n innige verhouding, naby hom kan leef en saam met hom kan werk. En daarom, met die oog op die prediking, staan ons vanoggend stil by die Heidelbergse Katekismes, Sondag 16, vraag 43 en 44, en dan vra ons, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Want ons verstaan dat ons sondes vergewe is, maar dan, daar's iets meer wat ons kry, wat vir ons belangrik is, as ons dink aan ons lewe voor God. En dit is dit, deur sy krag word ons ou mens, saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. So wanneer Christus sterf, sterf ons ou mens saam met hom. En wanneer hy opstaan, staan ons nuwe mens saam met hom op. En daarom is ons nie uitgelewer aan ons ou mens nie. Daar is oorwinning in hierdie wêreld en lewe moontlik. Al is dit net deur die genade van God, is oorwinning moontlik. Nou vraag ons dan 'n baie belangrike vraag, want dis nou een ding om te sê, ja, oorwinning is moontlik. Dis 'n ander ding om in daardie oorwinning te lewe. Want die ou mens is daarom regtig altyd op sy pos. En dit voel baie keer asof hy die een is wat die hele tyd wen. En dan kan 'n mens regtig by plekke kom waar jy regtig twyfel. Kan die Here hoegenaamd na my kyk en sê, ja, my kind, ek is lief vir jou. En daarom is vraag 44 ook vir ons belangrik. Waarom volg daar in ons
in die 12 artikels, wanneer ons praat oor Jesus Christus, dat hy neergedaal het na die hel. En dan antwoord ons, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smart en verskrikking, wat hy aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Christus is in die donker in, en van God verlate, sodat ek en jy nooit weer van God verlate hoef te wees nie. Ou mens ten spyte. Hy het gekom en gesterf, vir jou en vir my, sodat ons nooit weer van God verlate hoef te wees nie. En daarom mag ons met hierdie sekerheid leef, en as ons vanoggend saamkom, in besonder om nagmaal te herdenk, dan mag ons weet, sy goedheid staan vas. Hy is 'n goeie God en hemelse Vader, en hy het vir jou en vir my in die oog. Nou hierdie goedheid is vir ons baie keer te groot om te verstaan, maar dit is hoe God homself geopenbaar het. Hy het homself gegee, hy het vir jou gegee met jou gawes en vermoëns en daarin 'n geleentheid, sodat ek en jy in hierdie tyd in sy teenwoordigheid mag lewe en uiteindelik ook saam met hom mag werk aan dit waarmee hy besig is. Kom ons maak sy naam groot hiervoor deur saam te sing van lied 200 vers 1 en 3 en daarna kan jy plekke inneem. Sit. Die wonder van daardie laaste vers is wat ons lewe regeer, is dat die Here in genade uitreik en ons syne maak. En dan gee hy vir ons alles wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Die verlossing wat ons nodig het, sodat ons sonder vrees vir straf of vervolging in sy teenwoordigheid mag leef, maar daarin soos wat ons weer in Efesiërs 4 gaan hoor, alles, die gawes wat ons nodig het om te kan lewe ook en te kan dien in hierdie tyd. 'n Deel van daardie gawes wat hy vir ons gee, is ook die gawes wat hy vir ons gee aan mense. En vanoggend is dit ons voorreg om vir Renier en Sonel en Mia Wessels te verwelkom. Sissie, daar moet dan iewers daar 'n skyfie op wees, so bloue. En ek is baie seker ek het hom opgesit. Ek sal hom opsit. Hy is hier by my op. So. Renier en Sonel en Mia, hulle is al so rukkie terug het hulle by ons begin inskakel, so van die begin van die jaar se kant af. Renier, hulle sit daar net voor Louis hulle. Baie welkom hier by ons. Dis ons hartsgebed dat julle daardie wonder van dit wat ons in 2 Petrus hoor, dat die Here vir ons alles gegee het wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dat julle iets daarvan mag beleef en julle saamleef met ons in hierdie gemeenskap van gelowiges. Dat hierdie gemeenskap die mense is wat die Here rondom julle saamtrek, met die oog op julle groei en vorming in sy koninkryk, maar daarin ook die mooi en die diepte daarvan,
dat hy julle gee aan hierdie gemeenskap, met die oog op ons gemeenskap se groei en vorming. Mag julle regtig die seën van die Here beleef op julle pad saam met ons, en daarin 'n getuienis hê van sy goedheid en sy trou, teenoor mekaar en teenoor die mense wat saam met julle die pad stap. Baie welkom as deel van die geloofsgemeenskap hier saam met ons. Dit gesê, kom ons sê dan dankie vir die Here vir dit wat ons uit sy hand mag ontvang. Kom ons bid saam, terwyl ons so sit. Vader, as ons voor U rustig word, dan is dit in groot afhanklikheid en met groot dankbaarheid. Dankie dat ons mag leef met hierdie groot sekerheid, dat U die een is wat uitreik, dat U van die begin van die skepping af bemoeienis maak met U wêreld, en daarin bemoeienis maak met ons, U kinders. Dankie dat ons so mag saamkom, dat ons mag lewe met vreugde en vrede, omdat ons weet, U het vir ons alles gedoen, selfs dit wat ons nie vir onsself kon doen nie, juis dit vir ons gedoen, dat U ons in ons verhouding met U herstel, en dat U daarin vir ons alles gee, wat ons nodig het om te lewe en U te dien. Dankie vir Renier en Sonel en vir Mia, en ons bid, Vader, dat U hulle sal seën op hulle pad, so saam met ons, dat hulle mag groei, en dat ons mag groei, omdat U getrou is, en steeds in ons en deur ons werk. En as ons in afhanklikheid voor U rustig word, gedagtig aan ons rede vir saamwees, om U naam groot te maak, vir U trou en U liefde, en in besonder om ook vanoggend weer nagmaal saam te gebruik, om te dink aan die grootheid van die offer wat U gebring het, sodat ons kan lewe in U teenwoordigheid, dan bid ons, Vader, maak dit rustig in ons harte. En dan dink ons hier aan elkeen wat swaar trek aan die las van hierdie lewe, die gebrokenheid van hierdie wêreld, en in besonder aan hom kreerend aan die Anna, en ons pleit dat hulle in hierdie tyd U teenwoordigheid mag beleef, en dat hulle krag na kruis mag ontvang, vir die stikkend en seer van die lewe wat so met die tyd saamkom. Mag ons in ons alledaagse lewe, Vader, U raak sien, te midde van die gebrokenheid, die deurmekaar van 'n wêreld wat onsinnige dinge doen, dat ons mag sien dat U ten spyte steeds bemoeienis maak, steeds besig is met elkeen van ons en daarin ook met hierdie wêreld. En daarom pleit ons, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, as ons luister na U woord, dat dit by ons ingang mag vind, en dat ons daaruit mag lewe, soos wat U dit ook bedoel. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Ons staan weer stil by Efesiërs 4, en ons staan vir die laaste 3 Sondae dan nou stil, saam met vandag, by hierdie gedagte, dat gawes word gegee tot voordeel van almal. Elkeen van ons ontvang gawes, maar jou gawes word nie in die eerste plek net vir jou gegee nie, dit is vir jou, dit is vir jou vorming, sodat jy kan word, die man of vrou wat God bedoel het, jy moet wees, maar daardie gawes word gegee, sodat ons in gemeenskap saam kan lewe. So daardie gawes komplementeer mekaar. Ja, nee, daar die skyfie, daar sê, dankie. Elkeen van ons ontvang verskillende gawes, en dan in ons saamleef kan ons saam doen. En daarom is dit goed om te verstaan dat elkeen het verskillende gawes. En as jy dan nou 'n volgende ou sien met sy gawes, is dit belangrik om nie daaroor afgunstig te word nie, maar dit is ook belangrik om te verstaan, net omdat daardie gawe daar is, beteken nie dat dit voldoende is nie, want jou gawe is ook belangrik. Elkeen van ons ontvang 'n gawe, sodat ons in ons saamleef in die komplementering van die gawes, die liggaam van Christus in hierdie wêreld kan wees. Sodat ons in ons saamleef kan groei in ons verhouding met God, daarin met mekaar, en daarin kan groei in wie God bedoel het ons moet wees. Dis deur ons verhouding met God en daarin deur ons saamdiens, wat die Here ons vorm in hierdie tyd en wêreld. Maar in daardie selfde asem, soos wat ons saam leef en saam dien, is die Here besig om 'n boodskap in hierdie wêreld uit te stuur. As mens in die skepping kyk na die wonder van hoe God dinge gemaak het, hoe alles mooi by mekaar inpas. Darina het voorverlede week vir my gesê hoe sy vir die kinders verduidelik het van koolhidrate. En hoe sy na die eerste periode kon sien, hulle verstaan geen snars van wat sy sê nie. Maar die volgende dag het hulle die tweede periode, en toe verduidelik sy nou, kom die prentjie nou by mekaar uit. Sy sê, sy kan sien hoe gaan die oogies oop, hoe kom die opgewondenheid op die gesig.
En daar's soveel dinge in hierdie wêreld, as ons kyk na hoe God dinge gemaak het om by mekaar in te pas, waar jy net opgewonde raak. Dit is so mooi. En die liggaam van Christus, die gemeenskap van gelowiges, is een van daardie dinge wat Christus saamvoeg, sodat die wêreld kennis kan neem, die mooi kan sien van dit waarmee God besig is. En ek en jy het die genade en ook die voorreg om deel te wees van hierdie groot werk waarmee God ook in hierdie tyd besig is. So daarom, gedagtig aan die gawe wat hy gee vir elkeen van ons en daarin in die saamtrek van ons, sodat ons gawes mekaar kan komplementeer, kom ons luister na die woord van die Here uit Efesiërs 4. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het, na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo al die hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos hy, soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word, deur elke wind van dwaalleer, as valsleraars ons met hulle slinkstyd en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees tot sover. Wanneer ons aan hierdie dink, dan maak ons vas dit wat ons nou vroeër ook al vasgesê het. Baie belangrike gedagte in hierdie gedeelte is om te verstaan dat dit nie net die gelowiges is wat gawes ontvang nie. Almal het gawes ontvang. God het deur sy woord geskep, as ons na Johannes 1 luister, en dit beteken deur Christus. Paulus brei hierop uit in Kolossense, en dan sê hy, alles is vir hom, deur hom en tot hom gemaak. Niks het tot stand gekom anders as deur Christus nie. So wanneer ons hier in Efesiërs lees, dat Jesus het gawes aan die mense gegee, is dit nie net gawes aan gelowiges nie, dis gawes aan alle mense. God het voor die grondlegging van die wêreld beslis dat mense vandag sal lewe. En elkeen van die mense wat vandag lewe, het 'n besondere gawestel van God af ontvang, in hulle menswees geanker en dan in hulle vermoëns, sodat hulle in hierdie tyd saam met hom kan werk aan die ontplooiing van lewe. Maar dan, vanoggend wil ons in besonder fokus op die gedagte dat Christus het neergedaal. En daardie neerdaal is die rede vir ons saamwees vanoggend. Hy het neergedaal om uiteindelik aan die kruis te kan sterwe, soos wat ons gehoor het. Die hele lewe, groot smart, sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy moes vasgryp nie, maar hy het homself verneder, mens geword en daarin slaaf geword en uiteindelik tot in die dood gehoorsaam gewees, sodat ek en jy kan lewe. En nou is die vraag, hoekom so? Hoekom was dit nodig? En daarvoor trek ons saam dit wat ons van die eerste week af saamgebring het. Johan, hy daar die eerste skets net. Ons kan ons lewe verdeel. God het 'n raadsplan van voor die grondlegging van die wêreld af, en daardie raadsplan is gerig daarop dat ek en jy in ons alledaagse lewe kan saamleef en saamwerk aan die ontplooiing van lewe in hierdie wêreld.
Nou daar's 2 velde wat hier so saamtrek, daar's 2 driehoeke van wederkerige appel. Die eerste een is daai boonste driehoek en dit gaan oor verhoudings. En tot daardie driehoek spreek God se liefdeswet. Dis God se gebod wat spreek tot ons harte wat verhoudings moontlik maak. En ek en jy en God leef in hierdie driehoek van wederkerige appel. En solank as wat daardie verhoudings gesond is, dan skyn die lig in hierdie wêreld. Solank as wat daardie 3 verhoudings gesond is, kan ons leef en werk in die wêreld. En daardie tweede driehoek, die driehoek wat wys na die skepping toe. Want ek en jy staan ook in 'n driehoek van wederkerige appel met die skepping. As ons mooi na die skepping kyk, dan gaan dit goed met ons. Dan dra die skepping vir ons sorg. En ons het die roeping, die opdrag om mooi na die skepping te kyk. En dan nie net natuurdinge nie, maar ook kultuurdinge. Want die opdrag om lewe te ontplooi gaan nie net daaroor dat ons die skepping, die natuurdinge mooi sal oppas en sal bestuur nie, maar dat ons ook lewe sal ontplooi in terme van kultuur. So stede is nie verkeerd nie, dis deel van hoe God dit bedoel het. Dat ons sal saamwerk en in ons saamwerk, die beoefening van ons gawes in ons saamwerk, by 'n plek gaan kom waar ons groter en mooier dinge kan doen met dit wat hy reeds vir ons gegee het. Maar nou is dit belangrik vir ons, en dit is in daardie onderste driehoek waar God se natuurwette natuurlik tot ons verstand spreek. En ons kan hierdie mooi en groot dinge doen, soos vliegtuie wat in die lug kan vlieg, wat ons kop te bowe gaan baie keer. Maar ons kan, want God het dit so bedoel, die ontplooiing van lewe. Maar daar is 'n bepaalde volgorde wat vir ons regtig belangrik is as die boonste driehoek skipbreek lê, as ons verhouding met God en mekaar skipbreek lê, dan lê die werk onder ook skipbreek. Solank as wat ons gesond leef in ons verhouding met God en mekaar, gaan dit in ons lewe, in ons alledaagse lewe ook goed. Maar dis die hart van die sondeval. Wanneer die mens se verhouding met God stukkend breek, breek ons verhouding met mekaar stukkend. En dan hoor ons spoedig in Genesis, wanneer ons by Genesis 6 kom, dat die Here sê, hy's hartseer daaroor dat hy die mens gemaak het, want hulle bedink hulle hele lewe net slegtigheid. Hulle verniel en verwoes mekaar en die wêreld. So wanneer God dan vir Christus stuur, dan verstaan ons daarmee dat hy begin by daardie boonste driehoek van wederkerige appel. Hy begin om die verhoudings gesond te maak, want vanuit daardie gesonde verhoudings kom die nuwe lewe van diens en arbeid saam met die Here. Nou as ons hierdie met die oog op ons nagmaal wil vasmaak, is dit goed om Efesiërs 4 net vas te trek binne die raamwerk van dit waarmee die Here besig is. Die Here is besig om sy skepings- en verlossingsplan in en deur ons te ontplooi. Johan hy daar die volgende skets net. So hier's 'n paar spronge wat ons net moet vasmaak voordat ons Efesiërs reg kan verstaan. In Efesiërs 1 sê die Here baie beslis dat hy het ons van voor die grondlegging van die aarde af in Jesus Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te lewe. So voordat die eerste sooi gespit is, het die Here jou al in gedagte gehad het. Voordat die sondeval plaasgevind het hy 'n plan gehad, 'n skepingsplan en 'n verlossingsplan. Dit was vasgemaak. En sy plan was dat ons heilig, afgesonder vir hom en onberispelik, sonder vlek of rimpel, voor hom sal lewe. Nou die sondeval het plaasgevind en daardie doel, daardie plan van God is wel verongeluk. Maar tog het die Here nie daarin opgegee nie, want hy het steeds die verlossingsplan gehad, klaar vasgemaak gewees. Christus sou kom en regmaak. So wanneer ons hierdie stukkie ter harte neem en ons verstaan hiermee dat God in genade 'n plan vooruitbeplan het, 'n verlossingsplan, dan is dit goed om weer Romeine 11 ter harte te neem. As die Here sê, hy het almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy aan almal medelee kan betoon. En daardie medelee, daardie saamlei, word sigbaar wanneer Jesus Christus aarde toe kom. Nou die volgende gedeelte waarby ons moet stil staan om Efesiërs 4 mooi in konteks te verstaan, is Efesiërs 2. Wanneer Paulus daar verduidelik en sê, dat God het ons kunstig berei om te wees wat ons nou is. Hy het ons kunstig berei en bestem vir die goeie werke waartoe hy ons voorberei het in hierdie tyd. So as jy vanoggend jou oë oopgemaak het, mag jy weet, dat God het bedoel dat jy vandag moet lewe.
en dat jy deel is van die gawes wat hy saamtrek in hierdie wêreld, sodat iets van dit waarmee hy besig is, in terme van die skepping, maar ook in terme van verlossing, sigbaar kan word, duidelik kan word in hierdie tyd en wêreld. En dan hoor ons in Efesiërs 3, dat hy kom en sê dat die kerk is hierdie teken wat God oprig vir elke mag en gesag, waarvan daar ook al sprake mag wees in hierdie wêreld. Die wonder wat hier beskryf word, en Paulus se raamwerk waarbinne hy dit hanteer, is die Jode en die nie-Jode, met ander woorde, almal word deel van hierdie huisgesin van God, en die wonder wat hy hier beskryf, gaan oor die antieke wêreldbeeld, die Jode se verstaan van wat uitspeel op hierdie kosmiese verhoog, waarvan God deel is. So die Here het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, en toe kom die bose, en die bose probeer die mens afrokkel, oortuig om in opstand met God te kom, en hulle het dit toe reg gekry. En as ons dan nou die verval van die mens volg in Genesis 3, 6 en 11, dan sien ons dat die mens uiteindelik gewillig saam met die bose gesweer het, en saam met die bose begin werk het, en as ons in hoofstuk 11 kom, dan kom die bose, hulle saam met die mense, en hulle kom in opstand teen God, en die Here kom af na die toring van Babel toe, en hy gee die mense oor aan hulle eie lot. Hy sê, aanbid dan die afgode. Ons lees daarvan in Deuteronomium 32. Hy gaan oorbegin. En dan gaan roep hy vir Abraham daar in Ur van die Galdeërs, Abraham wat 'n volslae heiden is, en hy begin 'n nuwe volk in Abraham. So wanneer Paulus hier in Efesiërs 3 verwys na Jesus, na die Here wat hierdie kerk as 'n teken oprig voor elke mag en gesag, dan is dit waarna hy uiteindelik verwys. Dat die bose na Genesis 11 by 'n plek gekom het waar hulle gereken het, die mense, die volke is ons in. Ons het hulle gewen, God het opgegee. En dan stap die Here sy pad met Abraham, deur hom uiteindelik met Israel, en uit Israel uit Jesus Christus, wat mens word. En die bose is oortuig, hulle het gewen. En wanneer Christus dan kom, verstaan hulle dat hier is iets groots aan die gang, maar hulle kry hom gekruisig. En daarin dink hulle oorwinning. Maar in daardie kruisiging bring God nuwe lewe. Staan hy in vir die sonde van alle mense. Nie net vir die Jode nie, maar ook vir die heidene. En daarom kan ek en jy vandag voor die Here leef sonder vrees vir straf of vervolging. En die bose het hierdie ding nie sien kom nie. En dis hoekom Paulus in Efesiërs 3 dan nou kan sê, die kerk, hierdie gemeenskap van gelowiges uit elke nasie, volk, stam en taal, is die teken wat God oprig in hierdie wêreld voor hierdie bose. Julle het probeer stikkend breek wat ek mooi gemaak het, ek gaan dit weer mooi maak. En die versoening wat moontlik is vanuit elke nasie, volk, stam en taal, is die kern wat in hoofstuk 3 beklemtoon word. God rig hierdie teken op. Ons kan divers soos ons is, verskillend soos ons is, met ons verskillende gawes, by mekaar inpas, komplementeer en iets van die wonder van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar maak. En daarop volg dan Efesiërs 4. Christus het gekom, gesterf, opgevaar, en dan gee hy besondere gawes. Almal het gawes ontvang, selfs die ongelowiges, maar hy gee hierdie gawes waarby ons verlede week stilgestaan het, dan nou vir sy wêreld. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, en elkeen van ons is dit. Ons is elkeen van hierdie, omdat ons die getuies is wat Christus in hierdie wêreld instuur, om in ons saamleef met mekaar, die komplementering van ons gawes, iets duidelik te maak van God se teenwoordigheid. Nou sê hy in hoofstuk 4, dat Christus vul die hele ruimte, en die liggaam, elke deel vervul sy funksie en groei so tot volwassenheid in Christus. Dis hoe hier die teken wat God oprig, groter en groter word, duideliker word in hierdie wêreld. Nou vir dit om te kan gebeur, sê Paulus dan in hoofstuk 5, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ag die een die ander hoër as homself. Moenie net na jou eie belange omsien nie, maar kyk ook uit vir die belang van die ander. Terwille van Christus, terwille van die offer wat hy gebring het, ag die ander hoër as jouself. Onderwerp julle aan mekaar uit eerbied vir Christus. En dan eindig hy in hoofstuk 6, wanneer hy praat oor ons wapenrusting, by hierdie groot opdrag, hierdie groot versoek
en reël vir ons lewe. Soek jou krag in die Here en sy groot mag. Dis nie jy nie. Dis nie ons vermoë wat die verskil maak nie, maar die wonder van God wat in ons leef en deur ons in hierdie wêreld besig is. En daarom roep hy ons dan om in gebed te volhard, om in afhanklikheid van die Here te lewe in hierdie wêreld. So wanneer ons na hierdie brief luister, dan is dit belangrik om te sien dat die Here het hierdie plan. 'n Plan wat tot sy volheid gaan kom wanneer Christus weer kom en ons die nuwe Jerusalem gaan sien met sy 12 poorte wat nooit gesluit word nie, wat dag en nag oop staan, sodat die volke, mense uit elke nasie, stam, volk en taal kan toetree, kan naderkom. En ek en jy is deel hiervan. God het vir jou en vir my geroep en gesê, kom na my toe, jy is my kind. Kom deel in my vreugde en in my diens. Nou hier moet ons net weer vasmaak, ja nee, daar die volgende skets. Dis regtig belangrik. Dis belangrik dat ons verstaan, roeping het altyd daardie twee kante. En sien nou die twee driehoeke, wat ook hier duidelik word. Dis belangrik vir jou en my om hierdie te verstaan, want uiteindelik gaan ons iets van die evangelie deel met die mense rondom ons. En mense stoei en worstel. Hoekom sal God na my toe wil kyk? Hoekom gaan hy my nader roep? En daar maak ons dan nou weer vas. Roeping het altyd twee kante. Dis twee kante van dieselfde munt. Die Here roep ons nader, want ons is kosbaar vir hom. En dan vertrou hy kosbare dele van sy koninkryk aan jou en my toe. Dis die twee dele van God se roeping. Dis regtig belangrik om dit te verstaan. Hy roep ons na hom toe, ons is sy kinders, hy is ons Vader, en dan vertrou hy ons die kosbare dele aan ons toe. Hy beklee ons met verantwoordelikheid. En in die Ou Testament was die mantel wat jy gedra het, was die kleed van jou gesag. Dit was gesê wat se werk jy gedoen het. Jou klere het verraai wat se werk jy gedoen het. En daarom dat Elia vir Elisa sê, ek wil die mantel hê. Hy wil die mantel dra. Hy wil dieselfde werk doen. So wanneer ons na ons Vader toe gaan, soos in die gelykenis van die verlore seun, dan word hy 'n mantel gegee. Dis 'n teken van herstel, maar die teken van verantwoordelikheid. Hy neem weer sy plek in die huisgesin in. En hierdie is regtig belangrik om te verstaan. So wanneer ons praat oor God se roeping, dit gaan oor ons waarde, dat jy sy kind is dit belangrik. Dit gaan oor jou identiteit, jou waarde. Jy is kosbaar vir die Here. En dan beklee hy ons met verantwoordelikheid. En dit gaan oor die waarde wat ons kan toevoeg in hierdie wêreld. Oor hoe ons die wêreld mooier en beter kan maak. Hoe ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Dit begin by God wat uitreik en jou syne maak. Want wanneer hy na jou kyk, sien hy sy kind raak, kosbaar in sy oë. En wanneer hy jou nader gehark het, beklee hy jou met verantwoordelikheid, sodat jy as sy kind in hierdie wêreld kan lewe. Daarom ontvang elkeen van ons mantel. Ons word geroep tot bepaalde dienste in hierdie wêreld, bedieninge as jy wil. En dis die onderste gedeelte. Elkeen van ons word geroep tot sekere dienste en daarin gee die Here vir ons gesag en mag. En as jy nou daardie ligstraal daar agterin volg, gesag is insig in God se standaard vir normaal. Ek weet hoe hy wil hê ek in hierdie diens moet leef. As 'n pa, as 'n werknemer, as 'n werkgewer, as 'n vriend. Ek weet wat die Here van my verwag. En dan, as ek weet wat hy van my vra, dan gaan ek uiteindelik ook so lewe en dan gaan ek mag hê. En dit is toegewyste invloed. Die voorbeeld wat ons altyd gebruik, as jy wil weet van Formule 1 redrenne, dan gaan jy nie vir my vra nie. Jy gaan, en ek het nou altyd gesê Schumacher, maar hy is nou nie meer met ons nie, dis nou van Stappen, Verstappen. Hy is nou die nuutste ou, wat jy gaan vra. Want hy weet hoe om dit te doen. Hy het nou al 6 of 7 wêreldrekords agter sy naam. Jy gaan vir hom vra. Hy mag, met ander woorde, want hy weet hoe om dit te doen. En dis in daardie siklus, daardie kruis wat hy maak daar in die middel, waar die impak van ons lewe uiteindelik sigbaar word. Wanneer ek weet hoe God wil hê ek as man in die huwelik moet leef, as ouer in die gesin, as werknemer of as werkgewer in die wêreld, as lidmaat in die gemeente, daar waar daardie twee dinge van gesag en mag oorvleuel, daar word die impak van ons lewe sigbaar.
daar sien die wêreld iets verander. Daar sien hulle die mooi van dit waarmee God besig is. Maar vir dit om te kan gebeur, moet ek dit eers myne maak. Ek moet verantwoordelikheid vat vir dit wat die Here aan my toevertrou het. Niemand anders kan dit in my plek vir my doen nie. Dis my roeping, want ek is die gawe wat God gegee het met my vermoëns. En ek kan dit nie uitdeel aan ander nie. En dan maak ons vas wanneer ons oor roeping praat, dat dit regtig belangrik is. Uiteindelik gaan ons aan die Here rekenskap gee oor dit wat hy aan ons toevertrou het. En daarom dat ons nie net eendag aan hom gaan rekenskap gee nie, maar dat ons, wat erns maak met ons verhouding met die Here, in hierdie tyd hier, rekenskap eis van mekaar. Vir mekaar vra, hoe gaan dit in jou lewe en diens saam met die Here? Sodat ons nie eendag onkant gevang word wanneer ons voor die Here gaan staan en moet rekenskap gee oor dit wat hy aan ons toevertrou het nie. Nou as ons praat oor roeping, ons praat oor die dienste waartoe ons geroep word, dan is dit baie keer 'n regtig de mekaar storie. Want dit sukkel. Ons verdeel ons lewe in die hier en nou en dan vergeet ons baie keer van dit wat voorgaan en dit wat na dit kom. Ons sukkel daarmee. En soos wat digitale media en tegnologie meer en meer van ons lewe insluk, word ons al hoe meer geoefen om net in die hier en nou besig te wees. Maar jou hele lewe staan in diens van God. Wie jy is, wat jy kan doen, is deel van wat God bedoel het toe hy jou gegee het. Dit gaan hier oor ons identiteit en uiteindelik ons diens. Johannes, net die volgende selfe skets. Selfs een is die vorige een en is die driehoekskets wat ons nou gehad het, net in 'n ander beeld. Ons roeping val uiteindelik uit in 2 idees. Die eerste deel gaan oor jou identiteit. Jy is God se kind, jy is kosbaar in sy oë. Hy het jou syne gemaak. En vir daardie kind van God wees is daar verskeie sinonieme wat ons in die Bybel kan gebruik. En dit is, jy is 'n koning, 'n priester, 'n profeet, 'n ambassadeur vir Christus, 'n disipel, 'n getuie. Jy is 'n apostel, 'n profeet, 'n evangelis, 'n herder, 'n leraar, 'n koninkryksburger, 'n medewerker van God. Dit beskryf alles jou identiteit of die rigting van jou lewe. Dit beskryf waarmee God besig is. Hy het jou nader gehaak, jy is syne, jy is kosbaar in sy oë. Hierdie eerste goeders, ons noem dit voorfunksiedienste. Dis die titels wat jy beklee, omdat jy 'n kind van God is. Beskryf die hoekom jy doen wat jy doen. Ek doen dit soos ek dit doen, want ek is 'n kind van die Here. Dis die wit lig wat in die prisma aangaan. Ons is die lig vir die wêreld, sê Jesus, en wanneer dit deur die prisma van ons alledaagse lewe gegaan het, dan breek hy op in hierdie verskillende dienste waarin ons geroep is. Ek is 'n pa, ek is 'n predikant, ek is 'n man vir my vrou, ek is 'n vriend, ek is 'n landsburger. Ek speel nie rugby nie, maar daar is ouens wat rugby speel. Elkeen van ons se lewe versprei dan in daardie wonderlike kleure iets van die trou van God wat sigbaar word in hierdie wêreld. En daardie dienste gaan oor die waarde, die funksie wat ons vervul en die waarde wat ons toevoeg. Dit beskryf die hoe ons doen op grond van die hoekom. Omdat ek 'n kind van God is, leef ek in hierdie wêreld anders as mense wat nie kinders van God is nie. En dit is hoe lewe in hierdie wêreld ontplooi word. Hoe ons die natuurdinge oppas en uiteindelik ook die kultuurdinge laat blom in ons tyd en wêreld. Omdat ons herstel in ons verhouding met God deur die loop van ons alledaagse lewe so leef dat die wêreld kennis kan neem van die ryke verskeidenheid van God se genade en daarin van God se liefde vir sy wêreld. Nou is dit goed en wel om hierdie te verstaan, dat die Here die Almagtige my syne gemaak het, ek is kosbaar in sy oë en daarom het ek regtig waarde in sy koninkryk. Ek het waarde en ek kan waarde toevoeg. Dis een ding om dit te sê, dis 'n ander ding om dit te lewe. Want elkeen van ons leef uiteindelik met die ou mens in ons. Die ou mens wat maak dat ons baie keer hierdie ding, hierdie waarheid van dit waarmee God besig is, heeltemal mis. Dat ons voel, dit is dalk waar, dit wat God oor my sê, of oor mense sê, dit is dalk waar van ander mense, maar dis nie waar van my nie. En daardie tye kom vir ons almal, tye van stoei en worstel.
tye van regtig eerlik selfondersoek doen en by daardie plek eindig waar jy sê, dit kan nie ek wees nie. Dawid verwoord iets van die wonder hiervan in Psalm 22, en dit is 'n belangrike psalm, en ek wil die eerste verse lees, en hoor dan of jy jouself kan hoor daarin. Want die ou mens het 'n manier om ons weg te trek van God af. Die ou mens het 'n manier om ons in 'n hoekie eenkant te probeer sit, sodat ons by 'n plek kan kom waarin ons glo dat die waarheid van God se verlossing is dalk waar vir ander mense. Dis dalk waar vir my ouers gewees, maar dis nie waar vir my nie. Dawid skryf in Psalm 22, en hierdie is 'n besonderse gebed, want dit word aangehaal in die Nuwe Testament oor Jesus se versoeningswerk, en dit is regtig belangrik dat ons dit verstaan. Maar hoor wat hy sê, my God, waarom het U my verlaat, en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags, en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Dis die ou mens. Die ou mens wat altyd te gewillig is om saam met die bose te werk. Die ou mens wat God en ons naaste haat, wat so praat. Wat kan raak sien die goeie waarmee God besig is, en dan in dieselfde asem kan omdraai en sê, ja, dis dalk waar vir die ander, maar dis nie waar vir my nie. Ek is 'n wurm. Ek is nie 'n mens nie. Nou het ons in die vorige preke vasgemaak rondom die daaglikse bekering, en dis regtig belangrik. So, ware bekering is, daaglikse bekering is 'n afsterwing van die ou mens en 'n opneem van die nuwe mens. Die afsterwing van die ou mens om hoe langer hoe meer die sonde te haat en daarvan weg te vlug. En die opstanding van die nuwe mens, die vind van ons vreugde en lewe en diens in God en dit waarmee hy besig is. Maar nou het ons in die vorige stel preke stilgestaan by 2 Korintiërs. By Paulus wat bid dat die Here die doring uit sy vlees uit sal vat, die ou mens, en dan sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. Want my krag kom juis in volle werking in jou, wanneer jy swak is. En dan bely Paulus baie mooi, sodat ek nie hoogmoedig sal word nie, hierdie doring in my vlees. Elkeen van ons leef met hierdie werklikheid, dat die ou mens deel van ons menswees is, totdat ons huis toe gaan. Dis net die dood, wat 'n sterk genoeg sifie is, om die ou mens agter te hou. Nou die sekerheid waarmee ek en jy mag leef vandag is dit wat ons vanoggend in die belydenis vasgetrek het. Daardie oomblik, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het jou ou mens gesterf, het sy gesag oor jou geëindig. Dit beteken nie, jy gaan nie van nou en dan nog steeds in moeilikheid beland nie. Maar hy het nie meer gesag op jou nie. Wanneer Jesus opstaan uit die graf uit, staan die nuwe mens op, en dis wat vas is in die oë van die Here. Ou mens is hanteer en afgehandel, nuwe mens is die een wat gaan groei tot in volle heerlikheid by God in sy teenwoordigheid ewig. Karel daar in Secunda het 'n baie mooi beeld hoe hy dit verduidelik. Hy verduidelik dit aan die hand van 'n wipplank. Ek gaan nou so 'n bietjie my ouderdom weggee, want toe ek klein was daar nog nie heeltemal die wipplanke wat ons vandag het nie. 'n Mooi plank met 'n handvatsel. Dit was 'n telefoonpaal wat so in 'n keep in 'n ander paal ingeplant was. En jy moes nogal vashou as jy daai ding ry, veral as jy opgaan. Dit was die lekker deel, maar as jy opgaan, jy moet daai wing wurg, want jy wil vooroorval. Dis die afkom egter wat baie slegter was. Want wanneer jy afkom, dan kan jy nie knyp nie, want jy kan nie die bene onder daai paal intrek nie. So jy het baie keer afgehop, en dan kry jy seer. Nou sê Karel, dis hoe daaglikse bekering werk. Wanneer die ou nuwe mens opgaan, is dit baie lekker. Dis daai goeie geleenthede, ons geniet dit. Maar daai afkomslag, wanneer die ou mens sigbaar word, dis nie lekker nie. En in hierdie lewe, soos in 'n speelparkie, hop ons partykeer af van daardie wipplank af.
En dan hardloop jy na jou maat toe en jy sê, jy is seer gekry. En dan gaan sy jou troos en dan sê sy, dan gaan jy weer, gaan speel weer. Gaan terug na die wipplank toe. Want jy moet so gou as moontlik weer opkom, anders gaan jy te bang wees om op te kom. Nou sê Karel, so werk dit in ons verhouding met die Here ook. Nuwe mens is vas, ou mens is hanteer. Maar ons het nog hierdie gawe van God, moeilik om te verstaan, dat hy nie die ou mens wegvat nie, sodat ons nederig in afhanklikheid van hom sal bly lewe. En wanneer ons opgaan, en is dit baie lekker. Dis goed, mooi om die nuwe mens in ons lewe te sien gestalte kry. Dis iets om in vreugde te vind. Maar wanneer ons afkom en ons boude stamp van die plank afval, is dit niks lekker nie. En wanneer ons na ons Vader toe gaan en ons mag gaan en bid om vergifnis, dan gaan hy vir ons sê, dit is goed, dit is hanteer, dit is verby. Gaan terug, gaan speel weer, gaan leef jou lewe van daaglikse bekering. Want die ou mens diskwalifiseer jou nie, dis klaar hanteer, dis vasgemaak. En wanneer ons vanoggend nagmaal gebruik, is dit wat ons ter harte neem, afgehandel, vrygemaak. Die nuwe mens is waarop God fokus. En daarom stuur hy ons terug en sê, maar gaan leef hierdie lewe van daaglikse bekering. Gaan groei, gaan neem die nuwe mens op en word meer en meer van wat ek bedoel het jy moet wees. So wanneer jy na Psalm 22 luister en gaan lees dit gerus, is dit belangrik om te verstaan dat Dawid in sy tyd stoei hiermee. Maar wanneer die Nuwe Testament aanbreek, dan verstaan die Nuwe Testamentiese skrywers, veral van die evangelies, dat hierdie is eintlik betrekking op Christus. Dat hy presies waarmee Dawid gesuffer het, waarmee hy gesoog en gesweet het, daardie gevoel van niks werd wees nie, Christus het gekom om dit aan te spreek. Christus het gekom en hy het bange God verlatenheid verduur, sodat ek en jy nooit weer van God verlate hoef te wees nie. Nou is dit belangrik om te sien waar hierdie Psalm eindig. Want sien, die Here trek jou nader, jy's kosbaar in sy oë, en dan vertrou hy kosbare dele van sy koninkryk aan jou toe. Hy beklee jou met verantwoordelikheid. Hy sien waarde in jou, en dan gee hy vir jou 'n roeping, 'n werk in hierdie koninkryk, sodat jy waarde in hierdie wêreld kan toevoeg. Wanneer Dawid aan die einde van hierdie Psalm kom, nadat hy gedink het oor die wonder van God se verlossing, dan hoor ons in vers 28. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor al die volke. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Dis die wonder van jou en my lewe. So wanneer ons dink aan daardie eerste 2 driehoeke, die een wat wys oor ons verhouding met God en daarna die driehoek wat wys na ons lewe in hierdie wêreld, dan is die hart van ons getuienis nie kyk na my en kyk na wat ek kan doen nie. Die hart van ons getuienis bedoel vir 'n volgende geslag mense daar buite wat nog nie in die koninkryk ingekom het nie, en bedoel vir 'n volgende geslag dooplidmate hier binne wat nog moet hoor en daarin groot moet word. Die Here het dit gedoen, ook vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die wonder van u verlossing opnuut weer mag herdenk. En dat ons daarin hierdie getuienis mag hê. U het dit gedoen. U het die plan uitgerol oor baie eeue en jare heen, oor baie geslagte. En u het in hierdie tyd vir ons geroep, nader getrek en daarin ook vir ons beklee met verantwoordelikheid. Sodat ons in hierdie tyd naby u kan leef en saam met u kan werk. En wanneer ons aan die grootsheid van u plan dink, wat steeds besig is om uit te rol, totdat Christus weer kom, en onsself daarin baie keer nie waardig ag nie.
Dankie dat ons aan hierdie belydenis mag vashou. Dat U, die Here, het dit gedoen. Dankie dat ons daarin U goedheid mag beleef. Daarom, as ons dan nou so saam nagmaal gebruik, dan pleit ons Vader, mag die wonder hiervan weer in ons harte gegrondves word en mag dit vir ons die bemoediging en die inspirasie wees om deur die loop van ons alledaagse lewe so te lewe dat ander die wonder van U liefde mag beleef. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons gee geleentheid vir die diakens om vir ons die tekens van brood en wyn uit te deel. Die mense wat aansoek gedoen het en wat vrymoedigheid het om saam met ons nagmaal te gebruik, is welkom om so te doen. Kom ons luister na die instellingswoorde van die nagmaal uit Matteus 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. En daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink nie. Hierdie is regtig belangrik. So luister ons na Efesiërs 4, dan sien ons almal het gawes ontvang, maar die sondeval het dit onder mekaar gekrap. En dan daal Jesus neer om aan die kruis vir ons te kom sterf. En dis sy liggaam wat gegee word tot versoening, vergifnis van sondes, sy bloed, die teken van die nuwe verbond, tot vergewing van so baie se sondes. En dan vaar hy op en hy gee gawes, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars vir jou en vir my.
sodat ons deur die loop van ons alledaagse lewe getuies kan wees, diensbare getuies, wat die wonder van God se liefde deel met die wêreld en die mense rondom ons. Nou wanneer hy die brood en die wyn vir die disippels gee, en daarin vir ons gee, vir jou gee vanoggend om te eet en te drink, dan is dit 'n bevestiging van hierdie waarheid. Die ou mens is hanteer. Dis afgehandel. Daar is vergifnis, volkome vergifnis vir ons sondes gedoen. Maar Jesus se uitspraak hier in Matteus 26 is regtig belangrik, wanneer hy sê, ek sal nie weer van hierdie wyn drink nie, totdat ek saam met julle in die koninkryk van my Vader die nuwe wyn sal drink nie. En wat Jesus daar in die instelling van die nagmaal vooruit sien, is hierdie plan van God wat uit gaan rol in die tyd totdat hy weer gaan kom. Hierdie plan van 'n gemeenskap van gelowiges wat in hulle saamleef, hulle gawes beoefen, mekaar komplementeer en mense vanuit die wêreld tot die liggaam van Christus, tot die koninkryk kan toetree, sodat die liggaam kan groei, kan volwasse word in Christus. En eers dan, wanneer die getal vol geword het, wanneer almal by hom tuis gekom het en hy hiernatoe kom, die laaste dag aangebreek het, dan sê Christus, op daardie dag sal hy saam met ons van die nuwe wyn drink. So wanneer jy vanoggend nagmaal gebruik, weet, die ou mens in jou hanteer, afgehandel, regtens en volkome afgehandel. Maar verstaan ook, wanneer jy die teken neem, dat so seker is wat jy hierdie wyn drink, hierdie broodjie eet, so seker kan jy wees, dat God, wat die goeie werk in jou begin het, dit eindtyd sal voer, en dat jy eendag saam met hom, aan daardie tafel van die bruilofsmaal van die lam sal sit, en van die nuwe wyn sal drink. Christus wag vir ons by daardie tafel. Daarom, die brood wat ons breek, is die teken van die liggaam van Christus, wat gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Neem, eet daarvan en onthou dat dit waar is, ook vir jou. Net so die wyn wat ons drink, teken van die bloed van Christus wat vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Neem, drink daarvan en onthou dat Christus se bloed vergiet is, sodat jy vergewe kan word. Maar onthou ook dat jy eendag weer saam met hom van hierdie wyn sal drink, wanneer ons by hom tuis gekom het. Kom ons sing as lofverheffing van lied 241. Johanna, jy gaan nou daai eerste lied met skiep asseblief. Lied 241. Dis ons lofverheffing, dis ons dankie sê vir dit wat die Here in ons vir ons gedoen het, toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Kom ons staan en dan sing ons dit hartlik saam en dan kan jy daarna die plekke inneem as ons stil staan by hoe ons moet lewe, hoe ons dankie sê deur die loop van ons alledaagse lewe.
Kom ons sit so oomblik. Daar die laaste versreël voor die woord is skepingsmag naggeskei het van die dag, is 'n verwysing na Efesiërs 1. Ons is uitverkies in Christus voor die grondlegging van die aarde. En nou as ons hierdie vraag vra, hoe dan sal ons lewe? Dan vind ons 'n antwoord in die gebed van Efesiërs 1. Want die ou mens bly deel van ons pakkie, totdat ons by ons Vader tuis kom. En daarom is dit goed dat ons ter harte neem wat die Here vir ons wil in hierdie tyd. Paulus sê in Romeine 8, dat die Gees van God vir ons intree met versigtinge wat ons nie kan verstaan nie, wanneer ons self nie weet hoe om te bid nie. En daarom is hierdie gebed vir ons lewe en diens in hierdie tyd regtig belangrik. Ons hoor, daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Hierdie is regtig belangrik. Die dieptepunt waar hierdie gebed grondvat, is in die stryd tussen die ou en die nuwe mens. Dat ek wysheid sal ontvang, ons, deur die Gees, om verstandig te dink oor die werklikheid van die ou mens, dat ons nie in moedeloosheid sal bly lê as ons geknielter is nie, maar dat ons in oorwinning sal opstaan as nuwe mense. En daarom dat Paulus bid, deur die Gees van God, dat die Here hom aan ons sal openbaar, dat ons hom werklik mag ken. Dat jy mag weet en verstaan, jy is kosbaar in sy oë. Hy het jou syne gemaak. Hy het jou lief gehad, terwyl jy nog 'n sondaar was. Hy het jou reeds syne gemaak. En dan bid hy, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Hoekom jy met vrymoedigheid kan leef, want hy het jou syne gemaak en kosbare dele van sy koninkryk aan jou toevertrou. Wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Jou beloning lê in die hiernamaals. En dan, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So daarom gaan leef voluit en met groot vrymoedigheid in God se teenwoordigheid. Gaan leef saam met jou broers en susters, seker in die wete dat God wat jou geroep het, die goeie werk sal volbring en dat die krag wat in jou werk, dieselfde krag is wat Christus uit die dood uit opgewek het. Dieselfde krag is wat vandag in hierdie tyd die liggaam bymekaar maak en help om te groei tot volwassenheid in Christus ons hoof. Kom ons maak ons sekerheid hierom vas deur saam te sing van lied 514, die anker vir ons geloof hierin en die oortuiging wat ons saam dra wanneer ons hier uitgaan en daarna bly ons staan vir die seën van die Here. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe
sy las sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Hy het sy genade, liefde en trou. Weet hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en dit berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en dit berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Sal hy vergewe, hy bly getrou. Kom ons gaan leef met vreugde en sekerheid van oorwinning deur die loop van ons alledaagse lewe, op en af, nie ten spyte, seker in die wete dat God ons seën, omdat hy ons bedoel het, juis vir hierdie tyd. Ontvang daarom die seën van die Here, weet dat dit bedoel is vir jou, en deur jou bedoel is vir die mense rondom jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Baie dankie. Ons gaan nie vra vanoggend nie. As daar vrae is jy welkom om my na die tyd by te dam, en dan is welkom om saam met ons gemeente ete te kom hou.